Hartlik welkom by die 100 jaar gedenking van Afrikaans vir ons as taal as ons vanmiddag hier saam is en as ons mekaar sê, ons onthou die mooi, ons bou en ons dink vorentoe. Ja, nee, kyk, ons moet altyd, maak nie saak aan watter eeu ons leef nie, ons moet ons taal, wat is ons erfenis en is deel van ons moet dit bewaar en handhaaf en uitbou. Die belangrikste vir my van as ons hier by die grafte die kraanse lê vandag, is dat jy nie hier moet dink aan 'n kwynende taal, 'n taal wat nie 'n toekoms het, 'n taal wat nie hoop het nie. Jy moet nie dink aan 'n taal wat saam by die graf staan nie. Jy moet dink aan 'n taal ontstaan by die grafte van hulle wat ons taal gebesig het. Ons staan by die grafte van hulle wat mooi geskryf het, mooi geskilder het, mooi gelei het, mooi voorgeloop het in Afrikaans. En dis my en jou verantwoordelikheid vandag ook. Die by die graf staan is altyd 'n roeping. Jy kan nie by 'n graf staan as jy nie 'n roeping het vir 'n toekoms waarin jy glo nie. Dis nie so dat mense baie maklik sê as jy by 'n graf staan, staan jy by wat verby is, maar dis nie so nie. As jy by die graf staan, dan sit jy sommer jy in 'n toekoms glo en ons in die ewigheid glo. En dit ons sê die grafte is vir ons uiteraard ook 'n geloofsgetuienis binne ons tradisie van die opstanding van die grafte en 'n ewige lewe waarin ons glo wat ons bely. Ons dink aan die mooi vertaling van wie God is. As ons dink aan die hoe Tosius hulle dit vertaal het in die 33 vertaling, hoe God hom openbaar. Ek is wat ek is. Ons mense is vandag baie geneig om te sê, ons moet nog 'n vertaling uitwerk van die mense van ons dag verstaan nie die taal nie, maar ons moet nooit die omgekeerde vergeet nie. Toe Luther die Bybel vertaal het vir die volk, het dit die volk gehelp rig in hulle taalgebruik. So ons het ook 'n verantwoordelikheid om nie maar net aan te pas by wat gangbaar is nie, maar juis ook daar op te trek, sonder dat dit nou onverstaanbaar word, maar dat ons dit daardeur ook 'n funksie het om die volk te leer praat. En daardie mooi vertaling van ek is wat ek is, maak ook dat ons in vrymoedigheid kan sê, ons getuig wie ons is. Ons praat wie ons is, ons bid wie ons is, ons sing psalms in wie ons is, ons staan voor 'n graf. As ons hier voor die graf te staan en ons sit vandag 'n blom of 'n kraans neer, dan onthou ons in Afrikaans wie ons is. Ons staan nie in Engels dink nie, ons dink in Afrikaans. Wie ons is, waarvan af ons kom en waar ons op pad is. Hierdie kerkgebou is in 1897 in gebruik geneem, op Paul Kruger se verjaarsdag ook nogal deur Paul Kruger self. En min wetende dat 2 jaar later die oorlog begin en nou ja, we ken die storie van die oorlog, né? Ja, ons kan gewoon ook maar vir mekaar sê dat die belangrikste om te sê is, dit is die laaste Afrikaanse kerk in die middestad. Here, maak ons getrou in ons mense en in ons taal, maak ons getrou in die woord, in die geskrewe taal, en dit wat ons praat en dit wat ons dink. En laat ons taal ook getuig van die liefde van ons hart. Mag ons die erfenis uit hulle hande ontvang. Mag ons dit waardig wees ook vir ons geslag en vir die geslagte wat kom, dit ook weer nalaat. En leer ons u grootheid as ons op u wag. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus, deur wie ons mag lewe, selfs al sterwe ons ook. Amen.